Ja, Vader, dankie dat ons net kan sê vanoggend, Vader, soos ons nou gesing het, You are worthy of it all, Vader. Nie ons as mens nie, Vader, nie ons eie krag wat ons het nie, Vader, nie ons eie vermoëns wat ons het nie, Here. Vader, ons is nie waardig, Here, vir enigiets nie, Here, maar Vader, vanoggend wil ons net kom en ons wil net sê dat U is waardig, Here. Daar is niemand soos U nie, Vader, niemand wat waardig is, behalwe U om geloof en geprys en geëer te word nie, Here, en ons sê vir U dankie daarvoor, Heilige Gees, ons nooi U nou in, en vra dat U sal kom beweeg in ons midde, Vader, ons vra, Here, dat U sal kom, Here, en net sal kom lewens verander, Vader, dat U ons sal kom omkeer, Here, Vader, soos wat net U kan, Here, ons is vandag verwagtend, Here, Vader, vir 'n aanraking van U, ja, Vader, Here, ons gee net oor aan U, totaal en al, ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam, amen. Dankie, julle kan sit, julle kan inneem. Sê, ons gaan vandag weer aan met ons reeks, ons gaan nog so paar weke besig wees met dit oor die bonatuurlike krag van God, en vandag ons bietjie praat oor die bron van die bonatuurlike krag van God. Ons het nou al gepraat oor dat ons het 'n openbaring nodig van die krag van God. Ons moet weet dat daar is iets groters daar buite, ons moet weet dat die Here wil ons gebruik, ons moet weet dat ons op hierdie aarde gesit is met 'n doel, en laasweek het ons bietjie gesels oor dat die bonatuurlike is 'n beweging van die Here. Ons as kinders van die Here moet dit vat en ons moet gaan beweeg daarmee daar buite, en vandag gaan ons gesels oor die bron van die bonatuurlike krag, van waar kom dit vandaan? Ons het al klaar gesels oor dat daar is 'n generasie mense daar buite wat besig is om te soek na iets anders, wat besig is om te soek na iets groters as hulle self, wat honger is vir iets daar buite, wat hulle nie weet wat hulle is nie, en dan gaan soek die mense al hierdie dinge by die verkeerde plekke, en ongelukkig as die kerk slaap, as die kerk nie vir die mense die bonatuurlike krag van God kan bied nie, dan gaan soek hulle dit op die verkeerde plekke. Die okkulte daar buite en die sataniste daar buite, hulle bied iets vir die mense vandag. Hulle bied iets vir die wêreld vandag. Jy stap daar so in en dinge gebeur en dinge is besig om te verander en mense sien dat daar is krag daar buite, maar mense stap by die kerk in en hulle sien dat niks verander nie. Mense kom dag na dag met ons as kinders van die Here te doen en niks in hulle lewens verander nie. En wie se skuld is dit? Dit is nie God se skuld nie, dit is ons skuld, want ons besef nie wat die bron is van die bonatuurlike krag van God nie. En nou kan 'n mens gaan en jy kan allerhande snaakse goed gaan soek en jy kan allerhande snaakse antwoorde gaan soek en sê maar ons bid te min en ons doen die te min en ons doen daai te min, maar as ons nie by die bron uitkom van die krag van God nie, gaan ons die punt mis. En die bron van God se krag was vir ons gegee die dag toe Jesus vir ons gesterf het aan kruis. Die dag toe Jesus sy lewe vir ons afgelê het aan die kruis, het dinge verander. Die dag toe Jesus gekom het en aan die kruis vir ons gesterf het daar sekere dinge begin gebeur. Maar wat het ons die kruis vandag gemaak? As ons kyk na die kruis van Jesus Christus, wat het ons die kruis gemaak? Is die kruis vandag net 'n ornament wat jy daarso by die Chinese winkel koop, daarso op 'n mooi hangertjie wat jy om jou nek hang en sê, ek het R5 betaal vir hierdie ding, dis iets moois? Het die kruis maar net 'n ding geword wat hulle in die kerk opsit daarso, omdat daar 'n muur was wat nie iets opgehaat het nie, te sê ons moet seker iets daarso opsit, so kom ons sit die kruis daarso op, en laat hy maar net die muur vervul, maar of het ons op 'n plek gekom wat ons weer gaan terugkom en sê, maar daar was krag gewees in die kruis van Jesus Christus. Die okkultiese bewegings het die kruis van Jesus gevat en hulle maak een van twee goed van dit, of hulle vat dit vir hulle self as 'n simbool wat hulle aanbid, of hulle maak dit 'n simbool van 'n spottery. En die duiwel kom en hy begin al hoe meer van die kinders van die Here afsteel. Kyk net met hierdie hele LGBTQ beweging waar aankom, hulle het die reënboog gevat wat 'n belofte van God is vir sy mense en hulle het iets gemaak wat nie of wat teen dit is waarvoor God staan.
Hulle het dit iets gemaak wat ons as kinders van die Here is deesdae te bang om 'n reënboog op enigiets te sit, want dan gaan mense vir jou begin snaakse vrae vra en die verkeerde mense gaan begin met jou praat en na jou kyk. En dieselfde het met die kruis gebeur. Ons is te bang om 'n kruis te gebruik, want ons is bang dat mense gaan sê, maar dit is 'n okkultiese ding, en dit is hierdie en dit is daai, maar dit is 'n simbool van die krag van God, en ek gaan vir julle nou verduidelik, hoekom dit so is. En as ons kyk na die kruisiging van Jesus, is dit waar alles gebeur het. As dit nie was vir die kruis waarop Jesus gesterf het nie, was God se krag nie vandag vir ons so beskikbaar gewees, soos wat dit is nie. As dit nie was vir die kruis waarop Jesus gesterf het, sou ons nie vandag die verlossing ontvang het, wat ons ontvang het nie. Was daar fisiese krag in die hout gewees wat omgehang het? Nee, dit was 'n stuk hout gewees. Maar dit wat dit simboliseer, moet ons as kerk vandag vat, en ons moet begin besef, dat dit is die bron waar Jesus se krag vandaan kom. Die simbool van die kruis waarop Jesus gehang het, is 'n teken van dit is volbring. Dit is 'n teken van dat ons ou mens kan afgelê word en ons kan as nuwe mense opstaan. Dit is 'n teken van dat dit wat gister gebeur het is verby. En dit is 'n teken van die verlossingswerk van Jesus Christus. Van maak nie saak waaraan ek vasgevang is nie. Maak nie saak wat ek myself mee blootgestel het of aan blootgestel het, waarmee ek besig was nie. As gevolg van dit wat op die kruis gebeur het, kan ek vrymaking vind. Nou die kruisiging van Jesus kan in 3 dele opgedeel word. Dit is die fisiese marteling en die dood van Jesus aan die kruis, dan die geestelike dood wat hy moes gesterf het, en sy opstanding. En ons gaan vandag bietjie stil staan by dit, ons gaan bietjie kyk na dit. En die eerste ding waar ons wil kyk is die fisiese dood en die marteling van Jesus. En as ons kyk na die kruisiging en die vorm van marteling wat Jesus deurgegaan het, was dit een van die wreedste maniere vir enige persoon om te sterf. Ons kyk na die disippels en die goeders wat hulle deurgegaan het. Van die disippels was in olie gekook en hulle was gestenig gewees en hulle was deur al hierdie dinge gewees, maar om aan 'n kruis te gesterf het in daai tyd was een van die mees pynvolste maniere en die mees wreedste maniere vir enige persoon om te sterf. En Jesus het gesê dat hy gaan deur dit gaan. Jesus het geweet dat hy deur hierdie goeders gaan. Deuteronomium 21 vers 22 tot 23 sê vir ons, as iemand 'n sonde begaan wat 'n doodstraf verdien, en hy gedood word, en jy hom in 'n houtpaal hang, dit is wat gebeur het met Jesus toe aan die kruis gehang het, mag sy lijk nie die nag aan die paal hang nie, maar jy moet hom beslis daar dieselfde dag nog begrawe. Iemand wat aan 'n paal gehang word, is immers vervloek by God. Jy mag nie jou grondgebied wat die Here God vir jou as erfte gegee het, vir ons so verontreinig nie. En dit wys vir ons hierso dat die feit dat jy aan die kruis gesterf het, was nie net fisies 'n wrede dood gewees nie. Hulle sê dat as jy in 'n sondige lewe geleef het, en jy het op 'n punt gekom wat hulle gesê het, jy verdien dit om aan 'n kruis te sterf, jy verdien dit om aan 'n paal opgehang te word, dan word jy 'n vervloeking vir God. Nie by die mens nie. Ons sê altyd, nee, die kruis was die vervloeking gewees. Nee, hierdie gedeelte sê vir ons dat die mens wat daar gehang het, word 'n vloek vir God. So Jesus moes 'n vloek geword het vir jou en vir my. En hy het deur al hierdie dinge gegaan om vir ons vandag die krag te gee om aan te gaan, om vir ons vandag die potensiaal te gee om uit te gaan in die lewe en 'n verskil te gaan maak waar ook al ons kom. Maar ons vat die kruis wat Jesus aangesterf het. Ons vat die marteling wat hy deurgegaan het. Ons vat die dood wat hy moes gesterf het, die pyn wat hy moes deurgaan. Ons gaan nou in dit alles ingaan. Vat ons as Christene vandag so vanselfsprekend. Ja, hy het dit vir ons gedoen en dit is verby en dit is goed en dit is mooi en dit is alles. Maar besef ons die prys wat Jesus betaal het. Besef ons dit wat hy deurgegaan het. Besef ons die pyn wat hy moes ervaar het aan die kruis. As ons kyk voor Jesus se kruisiging, was hy eers gemartel gewees. En sy marteling het begin waar hulle hom met 'n kats geslaan het.
'n kat was soos 'n sweep gewees wat uit verskillende stukke leer uitgemaak was. En aan die punte van hierdie leerstukke was daar verskillende stukke yster gewees en stukke bene en hulle het skape se tande gevat wat skerp gemaak was en aan die punte van hierdie ding gesit. So hulle sê dat as hulle jou met daai ding geslaan het, daai yster en daai been en daai tande fisies in jou liggaam vasgegryp en dan soos wat hulle dit weggeruk het, het hulle stukke vleis uit jou uitgeruk. En Jesus was geslaan gewees deur hierdie kat vir jou en vir my sonder dat hy dit verdien het. Saam met die wat hulle hom geslaan het, het hulle hom gevloek en hulle het op hom gespoeg en hulle het hom begin sleg sê. Hy was verneder gewees, hy was soos 'n hond hanteer gewees. Die Bybel sê vir ons dat sy baard was uitgeruk gewees. Dan sal mense van ons sê, maar wat is so erg aan dit? Wat is die simbool van dit? 'n Baard vir die Jode was 'n teken van manlikheid en 'n teken van integriteit. Hoekom dink julle in die Ou Testament is hulle so erg? Jy mag nie jou baard skeer nie. Jy mag nie jou baard op 'n sekere manier sny nie, want dit was 'n teken van jou manlikheid gewees en 'n teken van integriteit. Hulle het dit uit Jesus se gesig uitgeruk om dit weg te vat van hom af. Hulle het op hom gespoeg. In daai tyd, as jy net in iemand se teenwoordigheid gespoeg het, was dit vernederend gewees vir jou en vir daai persoon. Was dit 'n belediging gewees op die persoon in wie se teenwoordigheid jy was. En om nog op iemand te spoeg, is nog 'n groter vernedering vir daai persoon gewees. Is nog 'n groter belediging op daai persoon, want jy het vir hom gewys, jy het absoluut geen respek vir hom nie. En dit is wat hulle met Jesus gedoen het. Hy moes 'n doringkroon gedra het. Hulle sê die kroon was so groot, dit van sy voorhoof af tot agter in sy nek ingedruk. Hulle sê dit was 3 lae gewees van doringtakke wat hulle mekaar gevleg het. As 'n bespotting, want hulle het gesê, hy is die koning van die Jode. Die koning van die heelal, hier staan hy. Hierdie mense besef nie wie voor hom staan nie. Hierdie mense weet nie wie voor hom staan nie. Nadat hulle hom geslaan het, nadat hulle hom gespoeg het, nadat hulle hom sy baard uitgeruk het, sit hulle hierdie kroon op hom en hulle sê vir hom, jy sê mos jy is die koning van die Jode. En Jesus dra dit alles. En dan om dit nog erger te maak, sê hulle dat Jesus moes sy eie kruis gedra het op pad na die berg toe waar hy gekruisig was. En hulle sê dit was omtrent 3,2 kilometer van waar hy gemartel was tot waar hy moes gegaan het, moes hy hierdie kruis gedra het. En hulle sê die gewig van daai kruis was omtrent 150 kilogram gewees. Nou besef ons nie wat Jesus alles moes deurgegaan het nie, want hy het die vorige aand nie 'n goeie nagrus gehad nie. Want die Bybel sê hy was op die berg gewees, hy het gaan bid, hy het gaan afsonder, hy het vir die Here gaan vra, Here, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Hy was so angstig gewees dat sy sweet het soos bloed uit hom uitgetap. En toe word hy nog gemartel, hy word geslaan. Die Bybel sê hy was so geslaan gewees met daai kats dat hy kon hom nie eens erken het nie. Hy het nie eens meer soos 'n mens gelyk nie. En dan moes hy nog hierdie kruis gevat het, op sy skouer gesit het, daarmee geloop het vir 3,2 kilometer om homself te laat kruisig daarso. En hy het dit alles deurgegaan vir jou en my. Terwyl hy deur daai ou goed gaan het, elke hou wat hy gevat het, elke keer wat hulle op hom gespoeg het, elke keer wat hulle hom sleg gegee het, was ek en jy op sy gedagtes gewees. En hy het gesê, Vader, ek wil hierdie dinge moet my gebeur nie. Hy het in die tuin gebid en sê, laat dit by my verbygaan, as dit U wil is. Maar ek en jy was op sy gedagtes net geweet, as hy nie deur hierdie goed gaan nie, gaan hy eendag sit met 'n magtelose kerk. Gaan al mense wees eendag wat nie die prys kan betaal vir die sondes wat hulle gedoen het nie, en hulle gaan in die hel opeindig. Want kyk ons na sy fisiese dood wat hy gesterf het. Hy het daarso gekom en hulle sê as jy op die plek gekom het waar hy gekruisig sou wees, het hulle jou op die grond laat lê bo op hierdie kruis en hulle het spykers gevat wat 7 duim lank was en 1 duim in diameter was en hulle het deur jou hande en deur jou voete in hierdie kruis ingeslaan. Hy het daai pyn gevat vir jou en my. Dan het hulle gesê, as hulle hierdie goeters in jou ingeslaan het en hulle deur jou pols en deur die senuwees in jou arms geslaan, het hulle jou opgetel en as gevolg van die gewig van jou liggaam en jou arms wat uitgestrek was op hierdie kruis, het jou gewig jou laat afsak, dan het jou longe begin toedruk. Dan het jy nie meer asem begin kry nie. Dan moes jy met daai spyker wat deur jou voete gekap was, jouself optel om net jou longe bietjie oop te kry, om te kan asemhaal
En as dit nie gebeur het, baie mense het dood gegaan as gevolg van die skok wat hulle liggaam dan deurgegaan het. En hulle sê, omdat jou liggaam in soveel skok ingegaan het, het jou liggaam begin om die bloed wat in jou deur jou hart gaan, het begin stol, het begin hard word, en mense het so ook dood gegaan, want jou liggaam het ontwater. Jy het begin 'n koors ontwikkel van al hierdie goeders. En Jesus het deur al hierdie goed gegaan vir jou en vir my. Fisies uitgeput, moeg, seer, gemartel, hang hy aan die kruis. En hy sê dit is die moeite werd vir jou en vir my as sy kinders, want het geweet as hy nie dit moes deurgegaan het nie, sou ons nie vandag gehad het wat nodig is nie. En dit was die fisiese pyn wat hy moes deurgegaan het. Maar die geestelike pyn wat hy moes deurgegaan het, was vir my nog, ek dink volgens my, nog groter gewees as dit wat hy deurgegaan het fisies. 1 Petrus 2 vers 24 sê vir ons die volgende: wat selfs ons sonde in sy liggaam aan die kruis uitgedra het, sodat ons, nadat ons sondes afgesterf het, vir die geregtigheid kan leef, hy deur wie sy verwondings julle genees is. En hierso sê die Bybel vir ons dat Jesus moes ons sonde op hom gevat het. En dit is deel van die geestelike dood wat Jesus moes gesterf het aan die kruis. Jesus se geestelike dood al begin in die tuin van Getsemane, toe hy gaan bid het en hy sê, Vader, laat hierdie dinge by my verbygaan, as dit U wil is. Ons kyk na Matteus 26 vers 39 gesê, en toe hy eentjie verder gegaan het, het hy met sy gesig teen die grond neergeval en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Dit moes vir Jesus amper onverdraagbaar gewees om te weet die prys wat hy moes gaan betaal het vir ons aan die kruis. Dit moes vir die Vader so moeilik gewees het om sy enigste seun wat hy aarde toe gestuur het aan die kruis te laat hang vir jou en vir my. Die geestelike pyn wat hy moes deurgegaan het, moes so erg gewees het, want onthou, hy het sonde op hom gevat. Die Bybel sê eintlik, hy het nie net ons sonde op hom gevat en op hom gedra nie, die Bybel sê vir ons dat hy het sonde geword. Al die sonde wat ons as mense aan kan dink, al die dinge wat ons as mense as so verkeerd sien, het Jesus op hom gevat op die kruis. Hy wat nie sonde geken het nie, het sonde geword. Die sonde van verwerping, die pyn wat 'n mens het van 'n wrok wat teen 'n mens gehou word, die sonde wat ons het van verslawings en aborsie en moorde en ontrouheid en oorspel en homoseksualiteit, elke sonde wat jy jouself aan kan dink, het Jesus op hom gevat. Elke vloek wat op 'n mens kon geplaas geword het deur enigiemand anders, het Jesus op hom gevat. Alles wat my en jou van die hemel af kan weghou en wat ons van God af kan weghou, het Jesus op hom gevat. Maak nie saak hoe groot die sonde was nie, maak nie saak hoe klein dit was nie, maak nie saak wat gebeur het nie. Jesus het gesê, ek gaan hierdie sonde op my vat. En die hartseerste ding is, die oomblik toe hierdie sonde op Jesus kom, het sonde vir die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld skeiding tussen Jesus en God gemaak. Johannes 10 vers 30 praat Jesus met sy disippels en hy sê vir hulle, julle het die Vader gesien. En die disippels vra vir hom, Here, hoe kan ons die Vader sien as hy nie by ons is nie? En Jesus antwoord hom, ek is by julle. En Johannes 10 vers 30 sê, ek en die Vader is een. Hier sê Jesus, daar is nie skeiding tussen my en God nie, ons is een. Maar in Matteus 27 vers 46 sê hy vir ons, teen ongeveer die 9de uur het Jesus met harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Hier kom sonde en hy bring skeiding tussen God en tussen Jesus. Maar ons sit en ons dink, ons sonde wat ons doen, gaan ons nie weghou van God af nie.
Ons sit en dink dat die dinge wat ons onsself mee besig hou in die lewe, wat nie in God se wil is nie, gaan ons nie weghou van God af nie. Ek kan maar skelm wees, is alright, die Here sal my seën. Ek kan maar vloek en ek kan maar rondloop en ek kan maar mense sleg sê en ek kan mense sleg behandel en ek kan drink en ek kan al hierdie dinge doen. Dis alright, ons dien mos 'n God van genade en hy sal my vergewe van al hierdie goeders wat ek gedoen het en niks sal my weghou van God af nie. Maar as sonde kom tussen Jesus en God, kan sonde tussen jou en God ook kom. Definitief. Maar dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Dis hoekom hy ons sonde op hom gevat het. Dis hoekom hy dit wat tussen ons en God gestaan het, geword en gesê, Here, ek sal sterf, laat die mag van sonde oor die mense saam met my sterf, sodat hulle verenig kan word met jou, sodat die verhouding kan herstel word tussen ons en jou, en sodat hulle 'n lewe van krag kan leef. Jesus se dood gee vir ons toegang tot God se heerlikheid. Die heerlikheid van God was altyd gewees in 'n ark en hulle het dit in die tempel gesit daar in 'n vertrek wat hulle die allerheiligste genoem het en een keer 'n jaar kon die priester daar ingegaan het in God se teenwoordigheid en om te gaan hoor wat die Here vir die volk wil sê. Maar sy lewe moes skoon gewees het van sonde en rein gewees het, dat die oomblik as hy daar ingestap het en hy het sonde op hom gehad, die Bybel sê hulle het klokkies om hulle klere gehad. En hierdie ou moes die hele tyd daar op en af geloop het, want die mense moes gehoor het, okay, hierdie ou leef nog, want as hy in die heiligste, allerheiligste ingegaan het, in die teenwoordigheid van God in, en hy sonde in sy lewe gehad, het hy net daar dood neergeslaan. Dan het hy 'n tou om sy voet gehad en die mense het hom aan 'n tou uitgesleep, en had almal geweet, hierdie ou was eintlik nie wat hy gesê het hy moes wees nie. Maar Jesus kom, en die oomblik toe Jesus sterf, toe hy sy laaste asem uitblaas aan die kruis, toe skeur daai voorhangsel van die allerheiligste, en God sê, nou het julle toegang tot my heerlikheid, nou het julle direkte toegang tot my, ons hoef nie meer iets te gaan offer vir ons sondes om vergewe te word nie, ons hoef nie meer te wag vir 'n pastoor of 'n priester of iemand wat dink hy's beter as jy, om in God se teenwoordigheid te gaan ingaan, vir jou om 'n woord van God af te ontvang nie. Ons het direkte toegang tot God se teenwoordigheid. Jesus het vir ons die sonde oorwin, sodat sonde nie houvas op ons lewe kan hê nie. En hy het gesê, nou het julle toegang tot die volkome krag van God. Jesus se opstanding wys net vir ons weer dat niks kan hom oorwin nie. Jesus het in die doodryk ingegaan, en ja, daar's profetiese woorde wat vervul moes word, wat hy vir hulle gesê het, soos die profeet Jona 3 dae in die maag van die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae in die aarde wees. Maar Jesus het in daai 3 dae nie gelê en slaap nie. Hy het nie gaan lê en niks doen nie. Hy het nie gesê, ek het nou hard genoeg gewerk, nou kan ek bietjie lê nie. Hy het in die doderyk ingegaan en die sleutels van die doderyk gaan haal, die oorwinning wat Satan op ons lewe gehad het, die hou vas, die bindings het hy gaan breek, en hy het opgestaan as die verlosse Here vir ons. Dit is waar die krag van God vandaan kom. As jy wil weet waar die bron van Jesus, van God se krag is, van die bonatuurlike krag van God is, dit is as gevolg van dit wat op die kruis gebeur het en die opstanding van Jesus Christus. Die openbaring van die kruis wat ons vandag moet verstaan is dat Jesus was 'n hoëpriester gewees. Die hoëpriester was die ene wat die offers gebring het. Jesus het die offers gebring, maar hy was nie net die hoëpriester nie, hy was ook die lam wat geslag moet geword het, die perfekte offer vir jou, my. En as gevolg van die kruis, en dit wat daar so gebeur het God vir die mensdom volkome kom voorsien vir 'n hoopvolle toekoms, vir 'n toekoms van krag, vir 'n kerk wat nie net gaan sit sonder enige iets nie, vir 'n kerk wat nie net gaan magteloos wees nie, maar 'n kerk wat kan opstaan en sê, so sê die Here. Maar ons het die boodskap van die kruis, het ons een kant toe begin stoot. Ons het die boodskap van die kruis nie meer die middelpunt gemaak van ons lewens nie. Nie meer die middelpunt gemaak van dit wat in ons kerke aangaan nie. En is tyd dat die kerk weer terugkeer en die boodskap van die kruis, dit waar ons nou gepraat het, weer die middelpunt maak van hulle bestaan, weer die middelpunt maak van hulle boodskappe en sê, Here, dat alles wat ons doen, alles wat ons deurgaan, gaan oor die prys wat U vir ons betaal het aan die kruis. Want sonder dit is ons magteloos. Wat is die boodskap van die kruis?
Deur Jesus se wonde aan die kruis het daar vir ons genesing gekom. Ons bid nie meer vir genesing in die kerk nie, want wat as iemand nie gesond word nie? Maar is tyd dat ons sê, as gevolg van die kruis van Jesus en die prys wat hy vir ons daar betaal het, die wonde wat hy daardeur gelei het, is daar vir ons genesing. Sy liggaam was gebreek, sodat ons nie hoef gebroken te wees nie. Hy wat sonde geword, sodat ons vrygemaak kan word van sonde. Hy het die vloek op hom gedra, sodat die vloek wat op ons lewe gesit is, gebreek kan word. Maar is tyd dat ons weer terugkeer na dit toe. Die kruis maak ons as mense weer vry, dit wat daar gebeur het. Romeine 6 vers 6 sê vir ons die volgende: dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is. So as gevolg van die kruis, kan ons ou mens ook gekruisig word. Dan sê mense vir ons vandag, maar ek het te veel goed in my verlede gedoen. Daar's te veel goed wat ek deurgegaan het. Hoe kan God my ooit vergewe? Romeine sê vir ons dat die ou mens was saam met hom gekruisig gewees. Maar ons wil ons nie die ou mens laat gaan nie. Ons wil die ou mens gaan afval van die kruis af, waar Jesus sê, los hom, daarso. Deur die kruis het daar verlossing vir ons in die wêreld kom. Galasiërs 6 vers 14 sê, maar wat my betref, mag dit my tog nie oorkom dat ek op iets beroem nie, behalwe op die kruis van Jesus Christus, waardeur die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Hierso skryf Paulus aan die Galasiërs, die mense van hulle, en hy sê vir hulle dat ek kan nie in myself roem nie. Ek kan nie in my eie vermoë roem nie. Ek kan nie in enigiets roem nie, maar dit waaraan ek kan roem is die kruis van Jesus Christus, want daardeur is die wêreld vir my gekruisig en ek vir die wêreld. Wat beteken dit? Ons sê baie keer dat ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Maar ons laat toe dat die dinge van die wêreld oor ons heers. As ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan begeer ons die dinge van die wêreld. Waar ons moet terugkom by die boodskap van die kruis, wat vir ons sê dat toe Jesus aan die kruis gesterf het, is die wêreld vir my gekruisig en ek vir die wêreld. So ek leef nie meer vir die wêreld nie, maar ek lewe vir God. Die dinge van hierdie wêreld, die plesiere van hierdie wêreld, gaan nie meer oor my heers nie, maar ek gaan oor dit heers. Die verslawings van die wêreld gaan nie meer oor my heers nie, maar ek gaan oor dit heers. Die houvas wat die wêreld op my gehad het, deur sonde en deur die dinge wat ek gedoen het, gaan nie meer oor my heers nie, want dit is gekruisig saam met Jesus. Ek gaan oor dit heers. Maar verkondig ons nog dit wat God vir ons daarso gesit het. Ek wil afsluit met 'n gedagte van wat is ons as kerk mee besig. As ons kyk na die kruis, as ons kyk na dit wat aangegaan het, kan ons nog enige ander boodskap preek as die boodskap van die kruis, as die boodskap van Jesus, wat sy lewe vir ons kom aflê het. 1 Korintiërs 1 vers 23 sê vir ons, en dit is wat Paulus vir die Korinte skryf, oor wat se boodskap hulle moet preek. Hy sê, maar ons verkondig die Christus wat gekruisig is. Hoekom is dit belangrik om te sê ons verkondig die Jesus wat gekruisig is? Want die moslems glo nie dat Jesus gekruisig is nie. Die moslems glo dat iemand anders het aan die kruis gehang en Jesus het soos 'n lafaard weggehardloop. Die wêreld daar buite glo nie meer dat Jesus gekruisig was, dat hy dood gegaan het en opgestaan het nie, want daar is soveel ander leringe wat verkondig word. Maar dit is tyd dat die kerk weer terugkom en sê, Here, ons gaan die Jesus wat gekruisig was, wat sy lewe afgelê het vir ons, wat afgegaan het in die doderyk, en die doderyk oorwin het, en wat opgestaan het, sodat ons saam met hom kan heers, ons gaan daai Jesus begin verkondig. Dit is die bron van die bonatuurlike krag van God. Maar weet julle wat is die hartseer ding? Ons kan praat oor al hierdie dinge van die kruis. Ons kan lees dit wat Jesus deurgegaan het. Ek dink as 'n mens nog bietjie meer gaan lees en bietjie meer navorsing gaan doen oor die in diepte ervaring van iemand wat gekruisig geword het. Ek wil nie eens vandag in dit ingegaan het nie. En jy gaan sien wat daai persoon emosioneel en fisies deur moes gegaan het. Gaan jy agterkom dat die kruisiging van Jesus was nie speletjies gewees nie.
Maar as ons kies om nie te verander nie, as ons sê ons is kinders van God, maar ons kies om te lewe soos kinders van die wêreld, dan maak ons 'n bespotting van dit wat Jesus aan die kruis gemaak het. Dan maak ons 'n bespotting van die krag van God. As ons kies om vas te hou aan die dinge van die verlede, as ons kies om vas te hou aan dit wat ons bind, dan beteken dit wat Jesus van die kruis gedoen het, absoluut niks. Dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, was 'n geskenk gewees. En 'n geskenk kan jy vat of jy kan dit los. As jy vir iemand 'n geskenk gee, 'n waarde van 'n geskenk is nie in dit wat betaal is nie. 'n Waarde van 'n geskenk is wat dit in jou lewe beteken. En vandag het ons die keuse om te sê dat Here, ons gaan dit wat U vir ons gedoen het vat en ons gaan dit ons eie maak. Of Here, ek gee nie om oor dit wat U gedoen het nie. Ek gaan aanhou om te leef soos ek geleef het. Ek gaan aanhou om dit te doen wat ek gedoen het. Ek gee nie om oor U bonatuurlike krag nie, want ek is happy met dit waarmee ek besig is. Ek kies my eie vermoë bo dit wat U vir my kan doen. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie dit doen nie. Ek wil nie op daai punt kom en eendag voor die Here staan en sê, Here, ek weet, jy was in staat gewees om my te verlos van my verslawing nie, maar ek het gekies om dit te hou, want dit was lekker vir my gewees. Here, ek het gekies om vasgevang te wees in my sonde, want ek wou nie oorwinning oor dit gehad het nie. Weet jy wat die amazing ding van al hierdie goeters is, dat jy kan jouself nie verlos van jou sonde nie, maar Jesus kan jou verlos. Jy kan jouself nie verlos uit jou omstandighede uit nie, maar Jesus kan jou verlos uit jou omstandighede uit nie. Jy kan jouself nie gesond maak van die siekte wat jy mee sukkel nie, maar Jesus kan jou vandag gesond maak, en al wat jy moet doen is net sê, Here, ek kies vandag om in U boodskap van die kruis te leef. Maar dis 'n keuse wat elkeen van julle moet maak. Brande, wil jy nie vir ons van die musiek aansit nie? Asseblief, en ek wil net ons moet so 'n oomblik vat, en ek wil net ons moet dink oor dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Maar wat beteken dit wat Jesus van die kruis gedoen het? Beteken, een keer op 'n maand, gaan iemand kom en Tannie Marie gaan hierdie tafel die mooi maak en ons gaan koekies en druiwesap eet in die kerk. Is dit wat die kruis vir jou beteken vandag? Of is die kruis vandag die enigste plek waar jy kan hardloop? Die enigste plek waar jy kan gaan is, Here, ek kan nie meer op my eie. Here, ek weet nie meer wat ek kan doen nie, maar ek weet waarheen ek kan gaan. Dawid skryf in Psalms, ek slaan my kop na die berge, waar sal my hulp vandaan? My hulp kom van die Here af, wat die hemel en aarde geskaap het. Dawid het geweet waar sy hulp vandaan kom. Maar vandag kan ons as kinders van die Here sê, omdat Jesus vir ons gesterf het, Here, ek slaan my oop na die kruis toe, want dit is waar die krag vandaan kom. Dit is waar die prys vir my betaal was. Here, dit is waar my verlossing vir my gewen was. Dit is waar die oorwinning oor my sonde en my siekte en my lewe verkry was. En ons kan sê, Here, vandag kan ek net voor U kom. En ek wil vandag 'n uitnodiging vir julle maak, as jy vandag vir my sê, Chris, ek het gehoor wat jy sê. Daar's goed wat ek mee sukkel, wat ek nie oorwinning oor kry. Daar's 'n verslawing of 'n sonde of iets wat in my hart is. Dalk is dit 'n wrok wat jy in jou hart saamdra. Dalk is dit onvergewingsgesindheid wat jy in jou hart saamdra. Dalk is dit sonde wat jy nie oorwinning kry nie. Maar ek wil vandag kom en ek wil kom kniel by die voete van Jesus en sê, as gevolg, Here, as gevolg van dit wat jy van die kruis gedoen het, kom ek en ek vat vandag die oorwinning daaroor. As jy wil ons moet saam met jou bid vir dit, moet jy net gou vandag vorentoe. As jy sê, ek sit in omstandighede wat ek nie weet hoe ek sal daar gaan uitkom nie, maar ons weet as gevolg van dit wat in die kruis gebeur, kan ek in omstandighede kom. Kom jy gou vandag vorentoe, kom ons saam met jou bid. En weer eens, ek wil nie die werk van die Here goedkoop maak. Ons nooi nie mense uit om die voor te kom staan en te kom bid, om te sê, okay, wow, ons is nou great en ons
vra vir mense wat die mense het gekom nie, want ek kan niks vir julle doen nie. Maar ek wil hê ons as kerk moet weer in die gewinde inkom dat as daar uitnodigings is, dat ons antwoord gee daarop. Hoekom? Want dit is waar die Here in ons lewens werk. Dit is waar God kom en die vrymaking doen. 'n Laaste gedagte net voordat ons vir die mense gaan bid. Ons almal hoor nou van dit wat aangaan met Israel en Palestina of al hierdie ander lande. Ek weet nie eens meer wie is almal daarso betrokke by die oorlog. Almal sê, dit is nou die tyd om jou lewe reg te maak, want die einde is naby. Almal val nou in vrees in en hulle wil hulle lewens begin regmaak as gevolg van vrees. Ek wil hê dat ons as kerk ons lewe moet begin regkry, omdat ons besef het dat daar is 'n God wat lief is vir ons. Omdat ons besef het dat Jesus het 'n prys vir ons betaal. As jy jou lewe wil regmaak uit vrees uit, kan ek nou vir jou sê, is dit nie die regte rede hoekom jy dit wil doen nie. Jy kan dit net so wel los, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde en krag en selfbeheersing. So ons hou nie vas aan vrees. Ons hou nie vas aan 'n uitroep van ons het nie hoop. Ons hou vas aan 'n lewendige God, aan 'n Jesus wat vir ons opgestaan het en die prys vir ons betaal het. Vader, dankie vir die mense wat hier voor staan. Steek meer as hulle voor staan, steek meer hande op. Ons staan vir 'n bietjie maar. Vader, U ken elkeen van hulle se omstandighede. Here, U weet wat in hulle lewe aangaan, Vader. Here, U hoor die uitroep van hulle hart, Here, hierso waar hulle nou voor U staan, Vader. En vandag vir ons vra, Here, as gevolg van dit wat aan die kruis gebeur, as gevolg van die prys wat vir ons betaal is, as gevolg van dit wat U, die oorwinning wat vir ons aan die kruis gekry het, Here, wil ek vra, Here, dat U nou sal kom, Here, en in elkeen van hulle omstandighede sal ingryp, Vader. Here, laat hier waar hulle nou staan met hulle hande opgesteek, Vader, waar hulle sê, Here, ons gee oor aan U. Vader, laat U net nou sal ingryp in hulle lewens, Here. Elke behoefte, Vader, hulle behoeftes is by U bekend, Here. Ek hoef nie te weet wat nou gaan doen. Maar Vader, ek wil vra, Here, dat U net nou in hulle lewens sal ingryp. Tel hulle op, Vader, dat hulle nou U liefde sal ervaar. Dat die krag van God nou deur hulle sal vloei, soos nog nooit van tevore. Ek wil bid vir elke persoon wat hier so sit in hierdie kerk vandag. Dalk is iemand, Vader, wat gevoel het, Here, ek kan nie opstaan nou vir die mense nie, Vader. Dalk voel hulle so vasgevang, Here, in die dinge van hierdie wêreld, in hulle omstandighede, in hulle probleme, Here, dat hulle het nie eens moed om op te staan. Wil ek vra, Here, dat U nou sal ingryp in hulle lewe. Dat ons weet dat 'n besef sal kom, Vader, van wie U is, Here. Dat ons U weer sal begin leer ken, Vader, vir die God wat U is. Vader, ek dink aan toe Moses in die woestyn gestaan het, Here, met die hele volk wat saam met hom was, met almal wat saam met hom beweeg het, Vader, oor die 3 miljoen mense. En hulle het wonderwerke gesien, hulle het gesien hoe die Rooi See oopgekloof was. Hulle het gesien hoe U vir hulle manna en kwartels gee. Hulle het gesien, Vader, hoe U vir hulle 'n wolkkolom gee hierdie dag om hulle te beskerm van die son en 'n vuurkolom in die aand, Here, om hulle te beskerm, Here, in die koue uit, Vader. Hulle het wonderwerke gesien. Hulle het gesien hoe U al hierdie dinge vir hulle doen, Vader. Maar Moses se gebed was nog steeds, Vader, Lord, that they may know You. Here, laat hulle U sal ken. Vader, laat ons nie die wonderwerke sal ken. Die wonderwerke gaan gebeur. In die naam van Jesus glo ons dat die tyd van wonderwerke is hier. Die beweging van die Heilige Gees gaan gebeur, Vader. Maar laat ons nie agter bewegings aanhardloop nie. My gebed vanoggend is, Vader, laat ons U sal ken. Vir wie